Elke dag begin ons die les met ons alfabet liedjie en ons sing hom van A tot Z regdeur terwyl die vingers volg op die klankleerborde. Daarna gaan ons fokus op die letter van die week. Ons gaan hierdie week leer van die letter A. Kom ons almal sing en kry die letter A. Natuurlik is dit die eerste letter van die alfabet liedjie. A. Al die leerders wys op die A. Daarna tel hulle die A op en plaas dit op die bord onder op die wit blok. Dit is die letter wat ons hierdie week gaan behandel, die letter A. Al ons geel letters van die alfabet A tot Z behoort tot vokaalgroep 3. Ons hersien dit met elke vokaal of klinker wat ons behandel. A vir arm is ons eerste letter van vokaalgroep 3. Ons gaan nou eerste by al die geel letters die kortklanke behandel. En die kortklanke kry ons wanneer ons 'n toe- of geslote lettergreep het. Dit beteken daar's 'n groen lettertjie na die geel letter wat die klank kort hou. Ons sit ons hand voor ons mond en ons sê kort, want die deur is toe. Maak seker dat jy elke liewe week, wanneer jy 'n klinker of vokaal behandel, die muurkaarte wys, sodat hierdie 'n vaste geheuepatroon vorm vir die leerders in die klas. So ons eerste letter van die alfabet A is 'n vokaal en ons gaan nou die verskillende klanke behandel. Ons gaan nou die muurkaart op die bord voorsit en al die leerders gaan nou verstaan wat is die groot prentjie van die A. Die A in Afrikaans kan 3 klanke maak. Julle sien daar's 3 rooi sirkels. By die nommer 1 is daar 2 prentjies, arm en flamink, omdat die 2 dieselfde klank maak, maar daar 2 verskillende reëls betrokke is. Asem is ons lang klank en ai is ons ander klank wat net by verkleinwoorde voorkom. So ons gaan altyd die vokale in die ritme van kort klank, lang klank, ander klank behandel. Daarmee skep ons 'n vaste patroon vir leerders om vinnig te kom altyd by die kort klank of die lang klank of dan die ander klank en gewoonlik in Afrikaans gaan dit verkleinwoorde wees. Nou gaan ons motories almal opstaan en langs ons tafel staan. Ons gaan saam sê. Die letter A sê A vir arm, almal klap op hulle arm. En flamink staan op een beentjie soos 'n flamink. A sê ook asem. Dit is ons lang klank en maak asof jy onder jou arm deur asemhaal asof jy in 'n swembad swem. En ai. En nou maak jy asof jy jou arms was met seep. Baadjie. In graad 1 gaan ons net met die eerste kortklank van die A-letter werk. Dit is natuurlik 'n vokaal of 'n klinker en die klank is A sê A vir arm. A sê A. So die eerste rympie herhaal ons die woord om die vaslegging te laat gebeur en in die tweede sinnetjie sê ons net A sê A. Dit is eintlik wat die leerder gaan nodig hê vir lees en skryf. So maak seker hulle verstaan die konsep dat die prentjie is net 'n assosiasie om hulle te lei om self by die klank uit te kom wanneer hulle sou vashak. En ons doen dit steeds motories en al die leerders sê saam A sê A en hulle klap op hulle arm vir arm A sê A. Dit is die fokuspunt nadat ons nou ons 4 bewegingsrympie klaar aangeleer het, fokus ons op dit wat ons nou mee gaan werk. Nou het ons reeds vir leerders gewys waar lê die letter A in die alfabet.
Ons het vir hulle gewys motories met ons liggame watter 4 klanke kan dit maak, of die 3 klanke met die 4 bewegings. En ons het reeds gefokus met ons liggame op die kort klank A, wat ons nou hierdie kwartaal in graad 1 mee gaan werk. En nou bou al die leerders saam op hulle klankleerbord. A sê A in 'n toe lettergreep. Dit is die rympie wat absolute geheue moet wees, want dit is waarmee leerders die hele tyd gaan moet werk om korrek te lees en te skryf. Nou gaan ons saam op ons klankleerbord oefen. Wat baie belangrik is, onderwysers en ouers, onthou, jy het nog net 1 letter vir die leerders gelees. Die res van die letters gaan nou toevallig geleer wees. Dit beteken, jy gaan lei met die korrekte antwoorde en hulle gaan toevallig patrone begin raak sien. Maar jy gaan nie onafhanklik verwag, hulle moet letters skryf wat hulle nog glad nie behandel het nie. Ons wil baie graag hê, leerders moet nou die woord kat vir ons skryf. Wat hulle eers doen, hulle strek hulle arm uit en saam as klas klap ons op ons arms. Jy klap eers op jou skouer, dan op jou elleboog en dan op jou pols, soos wat die letters van jou oor af weg beweeg. So kom ons klap die woord kat. Kom ons hoor eers, wat kan ons hoor? Almal klap dan op hulle skouer. K. A op hulle elleboog en T op hulle pols. Dis sien ons het met 3 klanke te doen. Daarom gaan ons waarskynlik met 3 letters te doen hê. So kom ons as klas bou nou saam. Wat is die eerste klank wat ons hoor? Die fasiliteerder bou op haar bord en die leerders volg net. K. Wat is die tweede klank wat ons gehoor het? A. Is dit ons kortklankmaats wat ons reeds in hierdie les geleer het? Ja, dit is ons kortklank A. Bou saam vir die leerders T. Wat weet ons, watse lettergreep tipe gaan hierdie woord hê? Dit moet 'n geslote lettergreep wees want ons het die kortklank A gebruik. Kom ons kyk. Hoe gaan ons nou hierdie klanke omskakel na 'n geskrewe letter op 'n papier? Natuurlik gaan ons dit skryf met ons K, A, T. Leerders hoef net die A in te vul. Jy vul die K en die T in en saam kan hulle dan nou lees, daar staan kat. Julle sien dat ons ekstra stappe inwerk. Vaslegging moet baie stadiger gebeur, minder outomaties en minder geraai, want ongelukkig die raaipatrone hou nooit op nie. So daarom werk ons eksplisiet met elke stap wat nodig is om 'n woord om te skakel na 'n geskrewe woord toe. Die vorige skyfie het ons vir julle gewys hoe ons auditiewe diskriminasie oefen. Dis gee ons vir die leerder 'n klank, iets auditiefs, en ons verwag dat hy by 'n geskrewe woord uitkom. Wanneer ons nodig het om te lees, het ons die omgekeerde proses nodig. So ons het visuele diskriminasie nodig. Die leerder sien 'n letter en dan moet hy die letter self omskakel na die korrekte uitspraak sodat hy die betekenis van die woord kan verstaan. So nou gaan ons die omgekeerde proses ook oefen. Ons gaan vir leerders 'n woord op die bord bou. Daar's die woord. Nou sê ons goed. Ons wil graag hierdie woord lees. Watter letter van die alfabet het jy reeds geleer? Jy het geleer, dis 'n geslote lettergreep want dit eindig op 'n groen letter na die A. Dis weet jy. Die A se klank moet die kort A klank wees. So kan julle sien dat ons dit analities uitwerk. Dis nie net 'n outomatiese alles is kort hierdie week en ons lees net kas, mat, kat, lap, noem hulle op nie. Die leerder moet stap vir stap verduidelik hoekom hy uitkom by die uitspraak wat hy uitkom. So leerders vul die kort A in. Ek help hulle dan nou met die k en die s, want hulle het dit nog nie behandel nie. En saam klap ons weer op ons arm van ons skouer af. K, A, S. En ons sit dit nou aan mekaar en ons lees kas. Sommige kinders gaan selfs sukkel
om die 3 klanke as 'n eenheid uit te spreek. Wees geduldig en oefen soveel as moontlik woorde. Wat belangrik is by die auditiewe en visuele diskriminasie, is dat ons moet albei kante oefen. Die skoolsisteem fokus 90% op hierdie manier wat ek nou vir julle gesê het, waar ons 'n geskrewe letter het en ons skakel dit om na 'n klank toe. Dit is hoekom ons spelvaardighede agterweë gebly het. Maak seker jy oefen al twee kante. En dan wat ook belangrik is op 'n maandag, wanneer ons vokale behandel, fokus ons op rymwoorde. Julle sal dit in julle handleiding kry. Ons het vir julle 'n tabel opgetrek met algemene kort woordjies wat jy kan gebruik om saam met die leerders te bou. Onthou net, jy lei altyd dit wat nog nie behandel is nie en slegs dit wat afgehandel is word outomaties gedoen. En dan op dag 4 van die week, die donderdag, kan jy ook lettermanipulasie doen. So jy kan byvoorbeeld die A verwyder en 'n O insit en saam met die leerders die nuwe woord kos lees. Om vir hulle net 'n idee te gee wat gebeur as ons letters vervang in 'n woord. Jy's welkom, daar is ook vir julle riglyne aangedui. Jy kan konsonante of vokale vervang. Ons beveel aan werk soveel as moontlik met die letters wat afgehandel is. So probeer altyd soveel as moontlik toepassing doen met dit wat reeds behandel is. Maar dit is jou eie diskresie en jy kan dit daarvolgens aanwend. Nou in praktyk, wat is nodig vir leerders om suksesvolle lesers te wees? Hulle moet eerstens 'n letter se geskrewe vorm kan herken. Ons almal werk met die gewone graad 1 handskrif, maar onthou, sodra jy na digitale materiaal toe beweeg of leesboeke, gaan kinders gekonfronteer word met baie ander tipe lettervorming. Ons kry regtig omtrent geen uitvalle hiermee nie. Leerders is so bekend met gedrukte materiaal dat die A wat skielik snaaks lyk in 'n boek hulle nie somme omvergooi nie. Maar indien hulle vashak, is dit jou verantwoordelikheid om dit aan hulle uit te wys en hulle te help daarmee. In ons aktiwiteitsboek is dit byvoorbeeld een van die aktiwiteite, is leerders moet net vir ons die A in 'n woord kan onderstreep en met 'n kolletjie kan aandui of hy in daardie woord 'n kort of 'n lang klank gaan hê. Julle gaan sien, ons werk hoofsaaklik nou net met kort klanke, so moenie bekommer dat hulle nou oral kolletjies aandui nie. Dit gaan later verander en dan het hulle hierdie goed vasgelê. Ons leeskaarte is ook ontwikkel sodat ons so veel as moontlik vaslegging kry van dit wat geleer is. Ons boonste ry gryswoorde is jou hoëfrekwensie woorde. Ons gaan elke week 5 nuwe woorde leer. Dit beteken 1 woord 'n dag. Luister mooi. 1 woord 'n dag wat as outomaties gelees moet word en dit is net om hulle 'n vinnige begin te gee sodat hulle stories kan begin lees. Maar hierdie hoëfrekwensie woorde gaan ons hersien in kwartaal 3 en 4, graad 2 weer 2 keer. Die eerste 100 woorde is al wat hulle as sigwoorde of hoëfrekwensie woorde hoef te leer. Want sodra ons deur die alfabet is, gaan die meeste woorde vir hulle foneties sin maak en hulle gaan dit self met die klank leer kan verduidelik. So, die kat is ons eerste sinnetjie. Julle gaan sien, die is een van ons hoëfrekwensie woorde in die eerste week gewees. Daarom kan ons hom nou reeds aanwend in ons leesstorie, want die leerders het hom klaar baas geraak. Kat word met 'n prentjie uitgebeeld. Leerders wat stadiger werk en nie heeltemal nou onafhanklik alles wil doen nie, lees die prentjie. En dit is nie verkeerd nie. Wat belangrik is, hulle moet stop by die punt, hulle moet 'n asem vat. Die kat is nat, hulle kan sien die katjie is nat. Ons is lief vir die kat, ons is natuurlik een van ons hoëfrekwensie woorde hierdie week en hulle moet hom kan lees. Dan het ons die 3 woordjies wat ons ingevoeg het. Onderaan het ons vir hulle met die prentjie beskryf. En dit kan jy vlugtig die eerste dag vir hulle verduidelik en hierdie is jou hele week se leeskaart. Baie maatjies gaan dit die eerste middag onder die knie hê. Dit gaan nie nou oor om die tweede dag 'n nuwe storie in te druk nie. Lees voor vir jou kind, maak hom bekend met boeke, laat hy volgende boek waar jy vir hom 'n storie lees, sit vir hom een van ons aanbevelings wat ons het,
sit vir hom selfs op die rekenaar die boekie aan, waar iemand dit vir hom voorlees en hy met sy oor die woorde kan volg. Ons soek nou woordeskatontwikkeling. Ons klankleer is nie op 'n vlak wat 'n kind honderde woorde nou onafhanklik moet leer nie, want ons het nog net een letter van die alfabet behandel. So wat moet leerders nou eintlik ken aan die einde van week 2? Hulle moet die naam van die letter A ken. Hulle moet vir jou die 4 bewegings met die 3 klanke kan verbaliseer en kan opvoer met hulle liggame en bewegings. Hulle moet die klank, ten minste die klank waarmee ons hierdie week gaan werk, 100% toepaslik vir jou kan verduidelik. Hulle moet ook vir jou verduidelik dat 'n kort klank in 'n toelettergreep voorkom. Hulle moet die letter se geskrewe vorm in materiaal kan herken en hulle moet hulle leeskaart paas raak. Dit is al wat ons verwag in week 2 in graad 1. Julle sal in die handleiding sien en in die aktiwiteitsboek dat ons lettervormingskaarte ingesluit het. Ons gaan nie nou by KidsOut Spelling 'n diepte-studie doen oor lettervorming nie. Daar is baie groot motoriese vaardighede wat jy kan gebruik. Ek gaan dit hier bespreek en nie in die volgende letters nie. Baie skole gebruik ook 'n kykie metode om die lyne aan te dui waarin 'n leerder moet skryf. Jy is welkom om enige van die tegnieke wat jy tot dusver gebruik het, steeds in jou klaskamer aan te wend. Wat vir ons belangrik is as 'n letter aaneenlopend geskryf moet word, moet ons seker maak leerders lig nie die hand op nie, want dit vertraag die spoed. Ons moet weet in watter lyn moet die letter gevorm word en jy kan dit grootmotories oefen deur op die grond uit te stap, met jou hand teen 'n bord te skryf, in die ligte vorm, met jou vinger te trek as jy gom en suiker geplak het op die letter. Jy kan papiertjies skeur, jy kan dit met klei bou. Daar is honderde tegnieke. Jy kan met 'n potlood kolletjies druk op die letter tot die hele letter ingekleur is. Vir ons is dit net belangrik dat kinders lettervorming onder die knie kry. Daarom doen ons slegs 1 letter 'n week. Hulle doen van die begin af die klein en die hoofletter. Ek weet daar is 'n groot debatte rondom dit, aangesien ons kleinletters gewoonlik aaneenlopend is en ons hoofletters meer, ek wil amper sê staccato streepies is wat jy jou hand oplig mee. Vir ons is dit meer belangrik dat kinders die A afhandel as wat ons nou met die A werk en 6 weke later weer met die A moet werk. Ons wil die totale prentjie vir 'n leerder skep, want sodra hy enige leesboek begin lees, gaan hy gekonfronteerd word met die hoofletter en dan help dit nie ons trek al by die M in die alfabet, maar hulle kan nie 'n B lees as die sin daarmee begin nie. Daarom doen ons beide in 1 week en hier gaan dit absoluut oor vaslegging. Die sleutelbord in KidsOut Spelling is ook ingesluit in jou aktiwiteitsboek. Ons glo 'n digitale vaardigheid is onontbeerlik vir kinders vandag. Daarom leer ons hulle om met al 10 vingers te tik. Begin met die A en leerders oefen fynmotories op 'n sleutelbord indien jy een by die huis het of op ons muurkaart om met hulle pinkie en hulle linkerhand op die A te tik 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 tik. Dis 'n baie lekker fynmotoriese vaardigheid ook. So maak net seker jy skeep nie lettervorming af nie, want aan die einde van week 2 moet kinders die A se klein en hoofletter onafhanklik korrek kan skryf. So voor jy tyd spandeer om stories uit jou kop uit te memoriseer, sorg dat hulle skryf en hulle hande sterk word. Wat ons klankleer betref, hoe meer woorde jy kan bou per dag, hoe beter gaan die vaslegging wees. Moet ook nie bekommer as jy van die woorde herhaal 2-3 dae na mekaar nie. Dit is waar vaslegging gebeur, in herhaling, herhaling, herhaling. Geniet die letter A.